Nou kind van die Here, die tema van my boodskap vanmôre is ek bevoorreg om met jou te kan deel, wees lig in die donker. Dis vandag my boodskap vir jou in die huis van die Here om lig te kan wees in die donker. Nou om lig te kan wees op 'n donker plek is nie altyd 'n lekker ding nie. Want soms is ons skaam om ons lig te laat skyn. Soms is ons onvrymoedig om ons lig te laat skyn. Soms weet ons nie hoe gaan mense wat vasgevang is in die donker reageer wanneer ons gaan lig wees in 'n donker situasie nie. En ek wil jou vandag vat en ek wil nie hê jy moet dink hierdie gaan enigstens oor my nie, maar ek wil hierdie graag met jou deel as 'n getuienis van lig in die donker, waar die Here my bediening geseën het, waar ek 2 jaar terug lig in die donker kan wees en ek wil vandag vir jou vertel wat het gebeur en dan gaan ek vir jou sê fast forward 2 jaar later, dan vertel ek jou die getuienis van wat het gebeur na dit. Kan die sound desk net vir my die volgende een opsit met die klein videoetjie asseblief. Baie dankie. Ons is vandag in Randalls Park. Dis 'n voorstad van Klerksdorp waar daar mense is wat groot behoeftes het. Daar's so baie van hulle wat nie 'n Bybel het nie. Kom saam met my, dan gaan ons vandag vir mense 'n Bybel in die hand sit wat nie een het nie. Nou kind van die Here, hierdie weer en sê ek vir jou, vandag gaan nie oor my nie dat ek nou hierdie wonderlike ligstraaltjie was en 'n paar Bybels uitgedeel het nie. Ek wil vir jou vertel wat gebeur wanneer jy die lig is in die donker. En wat was die nagevolg van totale vreemdelinge wat ek nie eers ken wat op daardie video is. Ek ken dit tot vandag toe nie. Maar wat die Here my in staat kon stel om hierdie Bybels te kon uitdeel aan hulle, wat die woord van die Here is en wat die lig van die Here is in 'n donker situasie. Ek wil jou vertel wat het met my gebeur in die week wat verby is. Ek ry hier in Klerksdorp en hier in 'n straat spring daar weer. Jy weet ons maak mos baie grappies as ons daar spring 'n bose gees hier agter die bos en dan is dit 'n speedkop wat jou 'n spoedkaartjie wil skryf. En ek dog toe, wat soek die een wat nou hier voor my inspring? Maar sy spring omtrent hier voor my in. Dis net handskoene en reflektorvests en ticketboeke wat daar uitkom. En sy dra glad so 'n hele komputer hierso soos 'n rugsak dra sy hier saam met haar. Hier kom sy aangestap, sy wil nou vir my 'n boete gee. Maar ek het nie vinnig gery nie. Nou weet ek sy gaan vra vir my lisensie, maar my lisensie het 6 boetes teen hom. So daar waar jy nou hier sit, bid saam, Here my help my verlos van die spoed hier in Klerksdorp. Ek het 6 boetes teen my naam. En ek het die regte ding gaan doen. Ek het die lisensiekantoor gaan sien en ek het hulle gevra, mense, asseblief, ek het nie die geld om die boetes te betaal nie, sal julle my tog ergens bietjie genade bewys en hierdie boetes se prys so bietjie afbring. Nou weet ek het reeds gaan vertoorig vir al hierdie 6 boetes. Maar ek weet hier kom vandag groot moeilikheid, veral toe die ene met hierdie vreeslike komputer hier langs die kant van die heup hier aangestap kom. Toe weet ek, hier kom groot moeilikheid. En toe sy voor my kar inspring, toe dog ek, gaan ek nou die kar trek en sê, shame ma'am, I've got an old car. I don't have money for the fines, you can see I have an old car. Not a glamorous one, just an old car.
En ek dink by myself, wat gaan ek nou dink? Hoe gaan ek nou uit hierdie storie uitkom? Want om nou vir haar te verduidelik, ek het klaar vertoog gerig vir hierdie 6 boetes. Ek het nie bewys daarvan nie, maar ek het dit regtig reeds gedoen. Hoe gaan ek nou vandag uit hierdie moeilike situasie uitkom? Want ek gaan nie 'n spot fine betaal nie, al is ek skuldig, ek het gaan vertorig, miskien kan hulle my help en anderster, dan sal die Here ook weer vir my voorsien dat ek kan pa staan vir die 6 boetes teen my naam. En hierdie vrou kom na my toe en sy vat my lisensie. Sy kyk om so, sy kyk vir my so. Sy stap aan, sy stap net om na my kar se lisensieskyfie toe wat op datum is. So ek is bietjie wetsgehoorsaam, hoor, ek probeer baie wees, maar die spoed moet die Here my nog meer help. Sy kyk uit daai lisensie so wat op datum is en sy kom weer so om hier na my venster toe. En sonder om iets te scan, te check, te kyk, te niks nie, gee sy my lisensie vir my terug. En sy sê vir my, "Are you still a pastor?" En ek sê vir haar, "Yes, I am." How do you know I am a pastor? Want dis nie 'n titel wat enigsins vir jou iets beteken nie. Dis 'n titel wat beteken jy moet hard werk, prys die Here, en ek hou van my hard werk. Maar mens trek nie rang met daai titel nie. Sy sê vir my, "Do you remember 2 years back you went to our houses in Randall's Park and you gave me a Bible?" Ek sê, "Yes, I remember." Weet jy wat, kind van die Here, ek gesels met haar. 'n Vrou wat se lewe onherroepelik verander is, nadat sy die woord van die Here in haar hand gekry het. Nadat daar iemand was, en dit gaan nie oor my nie, maar nadat daar 'n vrywilliger was wat gesê het, ek wil graag lig wees in 'n donker situasie, in 'n donker buurt, en jy sal nie glo nie, daar is aktiwiteite wat daar aangaan, wat nie baie grand is nie, waarmee die gemeenskap verskriklik sukkel, en al wat hulle hê is, kan die woord van die Here nie maar net vir ons gebring word nie. En ek gesels met 'n vrou wat besluit het om op te staan uit haar donker situasie uit. En iets van haar lewe te gaan maak. En die oorwinning van die Here te kan vat, bonatuurlik. En dit haar te kan maak, dat sy nie meer in die donker hoef te sit nie, maar in die lig van die Here. Kan ons die Here prys daarvoor? Sy het die donker gelos, en die lig gevat, en sy staan in die lig van die Here, as 'n geregsdienaar. Om te sê, het ek gehoor van die lig van die Here. Ek het ergens ervaar hoe die lig van die Here aan my geopenbaar word. Ek het sy woord gekry. Ek het begin lees. Ek het my lewe daarvolgens begin inrig en die Here het my lewe onherroepelik verander. Is dit nie 'n wonderlike getuienis nie? Weet jy hoe duur is 'n Bybel? Maar die Here het ons geseën daarmee. Ons kon dit uitdeel. Ons kon in die gemeenskap op die grondvlak gewees het, daar waar die donkerte op sy ergste is. En daar het die Here vir individue gesê, neem my las op, want my las is lig, en neem my juk op, want my juk is sag. Ek wonder of jy soos ek vanoggend wil sê, Here, ek wil u las opneem, omdat u las lig is, en ek wil u juk opneem, omdat u juk sag is in my donker situasie, want dan weet ek, gaan die lig van Jesus binne in my donker situasie kom. Wil jy dit saam met my sê vandag? Wil jy dit saam met my glo vandag? Wil jy dit saam met my implementeer vandag om te sê, ek wil die lig wees van die Here in die donker van ander mense, maar ek wil ook self die lig van die Here wil ek ervaar in my lewe in 'n donker situasie en grondgebied van my lewe. Ek gaan jou vat vandag na die woord van die Here toe. Matteus 5 vers 14 en vers 16. En ek wil hê jy moet hierdie vandag op die tafel van jou hart skryf, want dis wat ek gedoen het 2 jaar terug, om die lig van die Here te wees vir donkerte. Want dis waarvoor die Here ons almal geroep het wat vandag hier is. Hy sê in Matteus 5 vers 14 en 16, julle, en as ek sê julle, moet jy bietjie vat aan jou hart vandag, vat bietjie jou regterhand, dan vat jy bietjie aan jou hart vandag, en sê Here, dan voel ek praat met jou vanmôre wat hier sit. Dan sê ek vir jou, jy is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Vers 16, laat jou, wat hier sit vandag, jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Want jy sien, het dit glad nie oor my gegaan, wat daar strate toe gegaan het en Bybels uitgedeel het nie, hoor. Dit het gegaan oor Jesus Christus. En ek sê vanmôre vir jou, ek proklameer dit as leier, medeleier van hierdie gemeente, sê ek vandag vir jou, hierdie gemeente gaan net oor Jesus Christus en oor niks anders nie. Glo jy dit saam met my? Die woord van die Here sê die Heilige Gees het gekom om van Jesus te getuig, en dit is presies wat ons hier gaan doen.
Ons gaan die lig van die wêreld wees. En ek en jy kan aangaan. Ek en jy gaan lig wees in die donker. Wat dink jy het Jesus gedoen terwyl hy op hierdie aarde was? Jesus, hy sê vir die mense, ek is die lig van die wêreld. Weet jy dat daar's min dinge waar ek en jy presies soos Jesus is. Maar hier is ek en jy presies soos Jesus. Want hy het gesê, ek is die lig van die wêreld. En hy sê ook, dis sy woorde in ons teksgedagte, julle is die lig vir die wêreld. So ons is daar gelykgestel aan Jesus, dat ons die lig is vir die wêreld. In donkerte is ek en jy die lig vir die wêreld. En wat beter leermeester dan vanoggend om sy voorbeeld na te volg, en dit is juis Jesus in elke grondgebied van jou lewe. Want Jesus het lig gebring in donker vir 'n man wat blind gebore is. Jy sien, daardie man het nie 'n idee wat is lig nie, want hy het nog nooit lig beleef nie. Hy weet nie wat is lig nie. Hy weet net hy weet eintlik nie eers wat is donker nie. Maar tog is hy totaal en al in donker gehul, want hy weet nie wat is die lig nie. Hy het nog nooit lig gesien nie. As jy met blindes praat, sal hulle vir jou sê, hang af watter tipe blindheid jy het, hang af hoe erg die grade van blindheid is, maar blindheid is eintlik nie die afwesigheid van sig nie, tensy jy nie oë het nie. As jy oë het die meeste blindes se oë nog steeds die vermoë om te kan onderskei tussen lig en donker. Maar hierdie man weet nie wat is lig of donker nie, want hy het dit nog nooit beleef nie. Hy is blind vanaf geboorte. Miskien sit jy net soos die blinde man in die Bybel, in 'n donkerte, in 'n blindheid in jou lewe, miskien in jou finansies, in jou huwelik, in jou werksplek, waar ook al jy is, sit jy dalk in donkerte gehul. Jy sit dalk in 'n slegte plek op hierdie oomblik. En dan is die eerste ding wat ek en jy vir mekaar vra is, hoekom? Is dit nie so nie? Hoekom? Here, hoekom het ek in 'n abusive ouerhuis groot geword? Here, hoekom is ek ongelukkig getroud? Here, hoekom is my finansies in 'n groot gemors? Dis die eerste vraag wat ons onsself afvra. En dan sê ek vanmôre vir jou, wat het die disippels gedoen in die Bybel? Hulle het gedoen presies wat ek en jy doen. Hulle vra die vraag, hoekom? Die vraag is, waarom is die man in die eerste plek in die donker? Dis die eerste vraag. Johannes 9 vers 2 tot 3. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Is dit sy eie of sy ouers sinne? Jy sien, die disippels het sommer klaar aangeneem dat iemand het sonde gepleeg en nou word hierdie arme kindjie gestraf. Nou is hy al 'n groot man en nog steeds blind. Wie se skuld is dit? Sy skuld of sy ouers se skuld? Vers 3 sê Jesus, dis nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie. En hier kom die kern, die belangrike ding wat jy vandag moet onthou. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Dis hoekom ek en jy dalk nou in 'n moeilike situasie sit. Dis hoekom ek en jy nou dalk gehul is in donkerte. In ons emosionele lewe, in ons geestelike lewe, in ons huwelike, in ons werk, ons is ergens nou in donkerte gehul en die rede is, waarom is jy daar of waarom was jy daar en kan jy vandag 'n getuienis daarvan vertel? Die antwoord is, hy is blind en jy is nou daar in daai moeilike situasie waar jy is, sodat die werke wat God doen in jou gesien sal kan word. Kan ek vir jou sê, was my alles die moeite werd. En die ou speedkop my aftrek, en ek kan dan wegry, en ek kan so vol wees met die emosie van die Here oor iemand wat se lewe onherroepelik verander het, deur Jesus Christus, wat tot vandag toe en altyd sal wees die lig van die wêreld, glo jy dit? Wil jy hom prys daarvoor? Hy is die lig vir die wêreld, maar jy ook. In jou donkerte is jy ook nog steeds die lig. In iemand anders se donkerte is ek en jy veronderstel om die lig te kan wees. Die tweede vraag is, hoe lyk die proses om van donker na lig te gaan? So maklik soos om die lig aan te sit. Somtyds, maar nie altyd nie. Kan ek vandag vir jou sê, as jy in 'n finansiële nood sit,
is die kans dat daar 'n sak geld uit die hemel uit gaan val vir jou hoogs onwaarskynlik. Nie onmoontlik nie, maar hoogs onwaarskynlik. Moontlik, maar nie maklik nie. En ek gaan vir jou sê hoe werk dit vir jou om uit die donker te gaan na die lig toe. Iets weird moet gebeur. Het jy al gesien hoe weird is die wonderwerke van Jesus regtig? Het jy die wonderwerke al ooit gaan bestudeer? Hier's een van die weirdste wonderwerke. Hoor mooi, Johannes 9 vers 6. Nadat Jesus dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë. Dis weird hoor. Maar jy sien, soms dink ek en jy, ons moet net name and claim, daai prosperity gospel. Here, ek kan nie sien nie, maak my oë oop. Amen. Bewys u self aan my, het baie mense al gesê. Dit terwyl die Here vandag vir jou sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Kom net na my toe. Kom in die eerste plek net na my toe. Maar dan wil ek vir jou sê, as jy God nader vir jou bonatuurlike antwoord, moet jy nie snaaks dink daarvan, as daar 'n weird wonderwerk in jou lewe gaan moet plaasvind nie. Die Here wou gehad het, dat ons Bybels uitgedeel het vir 'n verlore gaande paar mense daarso wat nog nooit gehoor het van Jesus nie, wat nie weet hoe gaan hulle uit hulle donker uitkom nie, en hier stuur die Here 'n man in 'n skinny jean, met hare wat opgeblaas is, wat my rukkie vat in die oggend, hoor. Ek dra nie 'n hoed nie, want ek doen te veel moeite met hierdie hare in die oggende. Hy gebruik 'n weird ouetjie, daar na die strate van sy geliefdes toe, om sy woord te gaan verkondig, om sy woord te kan uitdra. Net soos wat Jesus die spoeg op die grond aanmaak, en op die blinde man se oë gesmeer het. Dis nogal embarrassing. Maar kan ek gou vir jou sê, hoor vanmôre die woord van die Here. Miskien is die embarrassing net voordat die goddelike deurbraak gaan kom. Hoor jy wat sê ek vandag vir jou? Jy is dalk embarrassed en verneder in die moeilike situasie waarin jy is, maar sê ek vanmôre vir jou, miskien kom jou embarrassment net voordat die Here die sluise van die hemele vir jou gaan oopmaak. Glo jy dit vanmôre? As jy dit glo, gee hom 'n bietjie prys vanmôre. Loof hom 'n bietjie vanmôre. Want jy staan dalk nou beskaamd omdat jy rooi gesig in 'n situasie jouself bevind. Ek dink hierdie bedelaar, want die Bybel sê hy was 'n bedelaar ook. Want wat moes hy anders doen? Hy kon nie sien nie. Hierdie blinde bedelaar was dalk 'n bietjie embarrassed geweest. Dalk nie heeltemal nie, want hy het nie mooi geweet wat gebeur nou met hom nie. Hy het gehoor iemand spoeg en die volgende toe voel hy so 'n koue sensasie hier op sy oë. Voel soos klei. En die derde stap van goddelike lig wat in donker verskyn is, dat ek en jy ook 'n aandeel het, dat God se lig in ons donkerte vandag moet skyn. Hoor as hy die woord van die Here Johannes 9 vers 7. Hy sê, en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Dis hoekom ek so 'n probleem het met die prosperity gospel, want jy moet name and claim en God moet maar net spring elke keer as ek en jy ons vingers klap. Maar ons wil niks doen omtrent dit wat ons van God verwag nie. En hier leer die Here ons weer 'n keer. Ek en jy het ook 'n bonatuurlike plig om te kan bydra tot dit wat God vir my en jou in ons lewe wil doen. Hy sê in sy woord, geloof sonder die werke is wat? Is wat? Is dood. Geloof sonder werke is dood. So ek en jy moet op 'n punt kan kom wat ons sê, Here, wat moet ek doen? Nadat ek nou hierdie klei in my oë het, Here, ek kan nog nie sien nie, maar wat gebeur nou? Wat is die volgende stap? Die volgende stap is, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Die blinde het gegaan en hom gewas. Gaan ek en jy gaan om te doen wat die Here van ons verwag? Gaan ons kant ook bring, of gaan ons net verwag dat die Here moet ons blindheid van ons af wegvat? En toe hy terugkom, toe kon hy sien. Is dit nie wonderlik nie? Eers blind gebore, nie sy skuld gewees nie, 'n lewe geleef as kind van bespotting, 'n lewe geleef as 'n groot mens van armoede, want hy moes bedel om 'n lewe te kan maak. En op 'n dag stap die Here net in. Hy doen 'n weird ding. Hy gee hom 'n opdrag om iets te gaan voltooi. En daar kom die goddelike sluise van die hemele wat oopgemaak word oor daai man. En hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Ek wonder of jy vandag glo, dat jy weer sal kan sien,
in die donker waarin jy miskien gehul is. Want ek het vandag vir jou nuus hoor, jy gaan moet glo dat dit kan gebeur. Voordat jy 'n opdrag by die Here gaan kry hoe om uit jou blindheid uit te kom, moet jy eers glo dat God jou uit jou blindheid uit sal haal. Sodat jy die lig vir ander kan wees. Want ek en jy is geroep om die lig te kan wees in 'n donker wêreld. Hoor wat sê die woord van die Here Johannes 9 vers 10 en 11. Die vraag is, wat maak ek en jy met die lig wat ons ontvang het? Want ewe skielik toe hierdie blinde sy oë oopmaak, toe kan hy vir die eerste keer sien. Imagine hoe moes dit vir hom gewees het. Dit was dalk baie skerp vir hom gewees. Hy het nog nooit lig beleef op so 'n mate dat hy sy oë amper nie kan oopmaak nie. Maar toe sien hy kan eintlik sien. En hy maak sy oë oop. En God gee vir hom iets wat hy nog nooit gehad het nie. Glo jy vandag God het die vermoë om vir jou iets te gee wat jy nog nooit gehad het nie? In jou huwelik, in jou finansies, gee hom 'n lofoffer as jy dit glo, in jou besigheid, op elke grondgebied van jou lewe. Ek glo dat die Here het vandag die vermoë om jou iets te gee wat jy nog nooit gehad het nie. Die eerste vraag is, hulle sê vir hom, hoe is jou oë geopen? Want jy weet, mense kan ons nie die proses vertrou as God 'n bonatuurlike krag in my en jou lewe tot volle verwesenliking bring nie. Waar kom dit vandaan? Hoe kry jy dit reg? Wat het gebeur met jou? Wat het oor jou lewe geloop? Sê ons mos so maklik vir mekaar. Want ons is ongelowig, somtyds. En dan sien ons hier dat die Here iets voorsien vir iemand wat ons dit nie van verwag het nie. In vers 11 sê, en hy antwoord en sê, die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oë gesmeer en vir my gesê, gaan aan die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gewas en ek sien. Vraag is vanmôre, wat maak ek en jy dan met die lig wat ons ontvang het of gaan ontvang? Want jy sien, ek glo vanmôre dat die lig aangaan vir ons in hierdie gemeente. Glo jy dit saam met my? Ek glo dat elkeen wat hier is vandag, gaan die lig van die Here vir jou op in 'n donker situasie. Maar ek glo dat ek en jy moet nou die ligdraers van die Here gaan wees in 'n donker gemeenskap, in 'n donker werksplek, in 'n donker familie, in 'n donker gesin, want weet jy wat, lig is aansteeklik. Gaan ek en jy die lig deel of gaan ons die lig vir onsself hou? Ek vra jou vanmôre, gaan jy saam met my lig wees? Gaan hierdie gemeente nog in die gemeenskap betrokke wees, nog meer as wat ons al reeds is, om die lig van Jesus Christus te kan verkondig in 'n donker situasie? Gaan ek en jy van Jesus praat in ons werksplekke? Gaan ons vir Jesus innooi in elke moeilike situasie van ons lewe? Of gaan ons dit nie doen nie? Want lig is aansteeklik. Jy kan nie lig vir jouself hou nie. Ons mans kan 2 goed mos nie vir onsself hou nie. 3 goed. Die 3 V's. 'n verkoue, 'n verhoging en 'n Toyota Hilux. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. Ons moet brag daarmee. Kan ek vir jou sê wat moet ons nog oor brag vandag? Ons moet brag oor die goedheid van die Here en die lig van God wat vir ons elkeen opgaan in ons moeilike situasie in Jesus naam. Glo jy sy lig gaan vir jou opgaan? Wil jy hom prys vanmôre? Hy staan reeds reg met die oplossing. Ek en jy gaan sy lig ontvang. Ons het 'n opdrag gekry om lig te wees in die donker. Ek en jy het opdrag gekry. Want hy sê vir ons, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dis hoekom jy lig gaan kry. Nie dat jy kan lekkerder lewe nie, maar dat jy die ligdraer kan wees van Jesus Christus. Glo jy dit vandag saam met my? Ek wil ek nader aan die einde van my boodskap staan, ek wil ons band vra om vorentoe te kom. Ek wil vir jou 'n quote lees van John Hagee. Hy's 'n pastoor in Amerika. En hy sê, "We are indeed the light of the world." Kan jy lees? Kan jy lees? Sit die bifocals op wat jy dit self lees. But only if our switch is turned on. Ek wil vandag altyd my hande opsteek en sê, Here, sit U my skakelaar aan. Here, laat ek my skakelaar, ligskakelaar aansit. Ek sien gans en al te min hande vanmôre.
Here, sit my skakelaar aan. Sit my skakelaar aan om die lig van Jesus Christus te kan wees vir 'n donker wêreld, want U het my geroep om in donkerte die lig te kan wees. Terwyl ons band regmaak, wil ek gou 'n praktiese voorbeeld vandag vir jou wys. Hoe werk lig? Miskien voel jy vanmôre, jy's so down and out, waar moet jy nou nog krag kry om die lig vir ander mense te kan wees? Miskien voel jy vanmôre, Here, alles van my val uit mekaar uit. Ek wens hierdie ou wil vir my R1000 gee, dan gaan ek dalk bietjie beter voel, maar ek kan vir niemand enigiets gee en ek het niks om te gee nie. My huwelik val uit mekaar uit, my lewe val uit mekaar uit. Ek bid nie, ek besit self nie eers dalk 'n Bybel nie. Here, wat nou? Wat van my? Wanneer gaan ek die lig van Jesus beleef in elke moeilike situasie van my lewe? En nou wil ek jou 'n bietjie terugvat 'n paar jaar terug. Heel paar jaar terug, toe ek en jy baie klein was, het ons lig het lekker geskyn. Kan jy sien hier's lig, hy werk. Ons lig het geskyn, want die lewe was so lekker gewees. Die lewe was ongekompliseerd gewees. Daar was nie issues gewees in die lewe nie. En op 'n dag het alles verkeerd begin draai, toe ons miskien trauma in ons kinderjare beleef het. Toe ons miskien 'n huweliksmaat gekry het. Toe ons miskien die verkeerde loopbaankeuse gevolg het. Toe ons miskien alles in 'n besigheidsavontuur verloor het. En net so maklik maak die lewe van my en van jou 'n slagoffer van ons omstandighede. En ek wil vir jou sê, hierdie lighter sal nooit weer werk nie. Daar's nie eens 'n ou spakie daarson nie, daar's niks nie. Miskien voel jy vandag so om te sê, Here, maar ek het nie meer 'n spakie hier binne in my nie, ek is stikkend, ek is gebroken. Daar's niks meer binne in my wat sin maak. Dan wil ek vandag vir jou sê, hiersoos Jesus, hy sê, neem my las op, my las is lig. Neem my juk op, want my juk is sag. Hierdie aircoolers belemmer my preek nou vanmôre. Maar hy sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Want die oomblik wanneer ek en jy by Jesus uitkom, dan werk ons weer, kan jy sien? Die oomblik wanneer Jesus weer in ons situasie instap, wat die lig van die wêreld is, dat ek en jy weer lig in ons donkerte kan beleef, en die lig van Jesus kan wys vir 'n donker wêreld wat besig is om verlore te gaan. Ek gaan vra dat ons hy heel laaste song weer gaan sing. En ek gaan vir ons gemeente vra om vandag op te staan. En ek wil hê jy moet hierdie vandag saam met ons sing. Ek gaan vra dat jy hierdie woorde vandag op die tafel van jou hart sal skryf. En dat Jesus weer jou alles sal wees. Dat hy weer jou lig sal wees. En dat jy vandag kan sê, daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks wat vir my meer beteken as die lig van Jesus nie. Daar's niks wat vir my 'n groter waarborg is, dat ek sal kom uit my donkerte uit, as juis die lig van Jesus. Daar's niks wat vir my so baie beteken, soos die lig van Jesus Christus. Ek wil jou uitnooi vandag om jou oë toe te maak. En saam met my hierdie lied te kan sing. Daar is niks in hierdie lewe wat kan kers vashou by Jesus, by sy goedheid en sy goddelike inspraak in my en jou lewe nie. En dan wil ek jou uitnooi vandag om alles vir hom oor te gee. Want ek gaan vir ons 'n gebed doen na hierdie sang, waar ons net alles weer vandag vir Jesus gaan gee. Al ons donkerte vir hom gee. Hy weet hoe om te deel met donkerte, hoor, want hy's lig. En hy het my en jou ook geroep om lig te wees. Waar ons gaan sit of staan, om die lig van Jesus te deel met 'n donker wêreld. Kom ons staan op ons voete vanmôre, dan sing ons hierdie sang voordat ons afsluit vanmôre. Daar is niks in hierdie lewe, daar's niks op hierdie aarde, daar's niks wat vir ons vandag meer beteken as juis die liefde van Jesus, wat vir ons hoop bring in 'n donker en in 'n verlore gaande wêreld. Hemelse Vader, vandag kom ons na U toe om te sê, daar is niks vir ons so belangrik en niks so ondeurgrondelik soos U nie. Ondeurgrondelik is U wese, Here, U goedheid en U guns oor ons lewe. Onafskeidbaar is U lig in ons lewe van ons. En wil ons vandag vir U sê, o Here, U weet in wat se donkerte is ons gehul vandag, maak nie saak wat se grondgebied van ons lewe nie, en wil ons U as ewige lig terugnooi in ons omstandighede, in die naam van Jesus Christus. U weet van elkeen wat vandag hier is, U weet van elke uitgesproke en onuitgesproke gebedsversoek,
En vandag is my gebed, o Koning, dat elkeen wat hier is vandag sal seën ver bo kan dit wat hulle ooit voor kan bid of dink of verwag. Ek bid Here dat u lig sal instap soos lig op 'n splinternuwe môre wat elke hoekie van die donker binnendring en die donkerte wegjaag in die naam van Jesus Christus. Ek verklaar vandag, Here, dat elkeen wat hier is nie meer gehul in die donker nie, maar is kinders van die lig, kinders van die Here, en is ons outomaties dan volgens u woord die lig vir die wêreld. Is elkeen wat vandag hier is, Here, 'n stad wat op 'n berg is, wie se lig nie kan weggesteek word nie. Ek bid vandag, Here, dat u lig in ons donkerte sal instap en dat dit so verblindend sal wees vir elke ene wat dit nie kan glo nie. Elke ou skinderbek wat nie kan glo dat die seën van die Here ook deel van ons lewe kan wees nie. Ek bid, Here, dat u die tonge sal stil maak wat opgestaan het teen die kinders van die Here. Ek bid vandag, Vader, dat u die lig van Jesus sal openbaar in elke donker plek waar onheile bedryf is teen die kinders van die Here, teen die kerk van Jesus Christus op hierdie aarde. Bid ons, Here, dat u lig weer sy ereplek sal inneem, en dit is Jesus Christus. Dan bid ek dat u elkeen wat hier is vanmôre sal seën en sal salf in hierdie dag en in hierdie nuwe week en in hierdie jaar wat voorlê, dat ons elke een die geleentheid sal kan hê om die lig van Jesus te kan wees in 'n donker wêreld en in moedelose omstandighede. U is 'n God van hoop, 'n God van liefde. U is ons God van goddelike deurbrake in hierdie nuwe jaar. En ek weet, net soos 'n vroutjie 2 jaar terug 'n Bybel ontvang het uit die hand van die Here, bid ek dat u elkeen vir ons se lewens sal omdraai, dat die lig weer sal inkom en dat ons weer die lig vir die wêreld sal wees, soos u ons geroep het om te wees. Daarvoor sê ons dankie, Vader. Ons loof en prys u vir u groot genade in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.